Effie, waar is my lunch? Het jy ooit vir my lunch gekook? Mama, waar is jy? Ek wag vir jou. Is jy al op pad? Ek hoop jy gaan die kinders haal vandag. Ek is op pad golf toe. Baai. Goeienaand en welkom. Het is so lekker om elke van julle hier te sien en ons is so aan die einde van hierdie reeks. En ek kan eerlikwaar sê, ek dink ek is die meeste opgewonde oor vanaand en ek weet nie hoekom ek altyd die voorreg het om die preek waarna ek die meeste uitsien te kry nie, want hoe dit werk as jy die reeks beplan, so ek en Tommy sit so klein bietjie en ons beleef en ons voel wat in hierdie seisoen is nou nodig, waaroor moet ons gesels en aanbid ons so 'n bietjie en ons wonder en ons dink en ek weet nie hoekom nie, maar het land elke keer op die een wat ek die graagste wil doen en dan sê ek net vir hom, tjing, dis reg, stuur hom vir my. Tommy is in elk geval nie, hy is op verlof, so jy hoef hom nie jammer te kry nie. Dis nie soos asof hy, ag sy arme Tommy kry die goed wat nee, hy's terug van Mosselbaai af op pad. So jy hoef hom glad nie jammer te kry nie. Hy het baie lekker tyd gehad en glo hy het lekker gerus en julle sal hom binnekort sien. Maar ek wil graag die aand begin deur vir jou 'n vraag te vra en ek's baie mal oor hierdie vraag want ek dink hierdie vraag laat ons toe om so klein bietjie te dink en so klein bietjie net terug te reflekteer oor wat ons lewe al gebeur het. En hierdie vraag is, as jy 'n tweede kans kon kry in enigiets, wat sou dit gewees het? Nou ek gaan jou oomblik gee om so klein bietjie dink daaraan, want ek dink die vraag is 'n belangrike vraag en ek dink hierdie vraag jy dink nie noodwendig aan 'n positiewe ding noodwendig nie. Ja, ek sal net vir 'n tweede keer weer iets wil bereik wat ek al bereik het nie. Dis meer soos ek wens as ek 'n tweede kans gehad het om iets oor te kon doen, sodat dit iets gewees het waar ek nie teen 'n fout gemaak het, waar ek nie teen 'n misluk het en ek wens dit het anders uitgedraai. Nou, die heel eerste keer wat ek hierdie dink ek soos pertinent kan onthou, was ek was graad 7 en ek dink ek het nou die aand vir van julle wat hier was vertel dat my eerste dans in graad 7 met 'n meisie was en dit was daai klassiek. Daar kan omtrent 'n kar tussen julle pas en jy beweeg net so saam en jy beweeg nie eens jou voete nie, dis net die heupe en haar naam was Candice geweest en ek weet nie eens of ek haar naam kan noem nie, ek hoop sy kyk die diens, dit sou cool wees. Shout out vir Overton. En ek onthou ons het eerste keer toe ons nou hierdie dans gehad en ek onthou nie te lank na dit nie. Kyk, die verhouding het net 2 maande gehou. In die tweede maand, toe onthou ek sy was by 'n vriendin geweest, ek was so klein bietjie jaloers geweest want sy was tussen 'n klomp ander ouens en ek het vir haar gesê, luister hierso, as jy nie op WhatsApp gaan, daar was nie WhatsApp nie. As jy nie op Mixit gaan nie. Nou as jy nie weet wat Mixit is nie, moenie stres nie. Dis 'n 18 beperkte ouderdoms chatgroep, speel net. Jy moet bietjie redelik aan die ek sê nie ouer kant wees nie, maar jy moet redelik in my ouderdomsgroep val om te weet wat Mixit was en ek onthou ek sê vir haar, luister, as jy nie op Mixit gaan nie, is dit verby. Nou ek weet, ek was graad 7, so asseblief nie oordeel op grond van wat ek daar gesê het nie. En sy het nie online gegaan nie, so die verhouding was toe verby. En 20 minute later sê ek soos ek is so jammer, ek het dit nie bedoel nie, gee my net 'n tweede kans. En ek weet nie of dit al met jou gebeur nie, ek weet nie of jy al dink aan jou tweede kans, miskien was dit met liefde gewees. Miskien het jy gedink, okay, hierdie was die een gewees, die ou of die girl, hulle is die een wat weggekom het. As jy praat van jou ou dag, dan dink jy, dis een wat weggekom het, by the way, Candice, nie een wat weggekom het nie. Ek het 'n great vrou, 'n ongelooflike vrou. Maar Candice is ook 'n nice mens. Sy het 'n man, dink ek nou. Ek is nie seker nie. Maar eintlik die punt wat ek probeer maak is elkeen van ons het 'n tweede kans in iets wat ons graag wil hê. En miskien is die tweede kans dalk 'n suksesstorie wat jy gehoop het afspeel en die rigting van jou lewe heeltemal anders sou uitgedraai het. Miskien was daar daai 2 punte in matriek wat jy nodig gehad het om uiteindelik ingenieurswese te kon swat. En as jy eerlik moet wees, is dit nie 2 nie, maar 20% dalk. En jy het net gewens as daai punte net kon realiseer, dan kon dit anders gewees het, dan kon ek lewe anders ervaar het. Miskien is dit dalk nie daai 2% nie, miskien is dit sportgewys en jy het geglo as jy net daai tackle gemaak het of daai bal gevang het of daai bal geslaan het, dan was jy vandag die tweede Siya Kolisi of die derde Pieter Stef de Tooy of wat ook al die geval mag wees. As dit net daai een ding was wat jy kon regdoen, dan sou dit heeltemal anders gewees het. Vir van ons is dit dalk om te sê, maar miskien was dit net daai een finansiële besluit wat ek nie moes gemaak het nie. Daai kar wat ek gekoop het, die huis wat ek gekry het, die lening wat ek gemaak het, wat nie noodwendig die ding is wat ek moes gedoen het nie. En as gevolg daarvan voel jy net, as jy net 'n tweede kans kon kry op daai besluit, dan sou dit baie anders gewees het. Of jy sit hier dalk en jy's vasgevang in iets, 'n gewoonte, 'n slegte gewoonte, dalk 'n verslawing en jy wens jy kon 'n tweede kans kry om nie blootgestel te word aan daai een ding nie.
aan daai skerm, aan daai video, aan daai ding wat jy dalk gedrink het of miskien gesnyf het. Jy wens net jy het 'n tweede kans gehad om dit nie te kon doen nie. En as jy net daai kon verander, as dit net anders uit kon gespeel het, sou lewe soveel beter gewees het. Nou een ding wat ek van ons almal weet hierso vanaand is, almal van ons het 'n plek waar jy voel jy het 'n tweede kans nodig. En jy voel die rede hoekom jy 'n tweede kans nodig het is omdat daai situasie eintlik maar redelik dood is. Daai vriendskap wat jy gedink het, die vriendskap gaan wees, die verhouding wat jy gedink het, die verhouding gaan wees, die ding wat jy gedink het gaan werk, nie noodwendig uitgewerk het soos jy gedink het nie. Daai situasie is eintlik dood. En dis nie 'n lekker manier om na hierdie situasie te kyk nie. En ek gaan die voorreg om vanaand die reeks af te sluit en eintlik maar vir julle teksgedeelte te lees oor wanneer ons praat net hierdie reeks Haal Asem, kyk ons na wat die waarde van asem is. En ons het 2 weke eintlik stil gestaan en gesê maar 'n groot gedeelte van asem is ook om stil te raak. En met die stil raak is dit ook om bietjie te rus. Maar vanaand kyk ons na iets heeltemal anders. Vanaand kyk ons na die ding wat asem binne my en jou lewe kan doen. Is lewe gee dalk vir die ding wat jy die vraag opvra. Ek wens dit ek kon dalk 'n tweede kans gekry het. Kom ons lees gou in Genesis 2 vers 7 en dit sê: Die Here God het toe die mens gevorm en uit die stof van die aarde en hier moet jy besef daar is nog nie lewe nie, daar is nog nie iets nie. Daar's net 'n geraamte en daar's net vleis. En dan sê hy en lewensasem in sy neus geblaas sodat die mens 'n lewende wese geword het. Hierdie was die oomblik wat hierdie ding wat dood was lewendig geword het. En ek wil net stil staan vir die oomblik want ek dink baie van ons sit in 'n situasie waar jy wens iets kon verander het. Jy wens daai siekte of daai ding wat oor jou pad gekom het, iets is wat buite jou beheer was dalk. Jy wens jy kon 'n tweede kans op daai gekry het. En wat hierdie teksgedeelte sê is jy moet besef dat wanneer God in iets inblaas, blaas hy lewe in en also op die oomblik wens jy dit kan jy wees. As ek vir 'n oomblik eerlik kan wees, wanneer dit kom by die gedagte dat God nuwe lewe in iets blaas wat dood is baie keer wanneer goed doodgaan in my lewe, ek weet nie of dit dalk net ek is nie, miskien is dit dalk net ek en my vrou, wanneer iets doodgaan in ons lewe, dalk is dit 'n verhouding, dalk is dit 'n situasie, dalk is dit iets waaroor ons gedroom het, drome wat ons gehoop het gaan realiseer, dan is ons eerste neiging, dalk nie noodwendig om te sê, maar Here kom blaas nuwe lewe in nie. Dit is dalk soos, kom ons trek af Kaap toe en begin iets daar. Kom ons kom weg van hierdie situasie waar ons heeltyd gekonfronteer word met iets wat dood is. Met 'n situasie wat hopeloos is. Ek weet dit ek kan wegkom. So, miskien is dit jy dalk vanaand en jy het al baie keer oorweeg om te sê, maar ek wil net wegkom van waarof ek nou is. Ek wil net 'n oomblik vat om vir jou te sê, dit is dalk nie die antwoord waarna jy op soek is nie. Dis nie dalk die ding wat jou beter gaan laat voel nie, want raai wat, as jy nie nou deur hierdie beweeg nie, as jy nou deur hierdie gaan nie, kan ek jou waarborg, jy gaan dit iewers weer in jou lewe teekom. Iewers gaan jy weer gekonfronteer word met die ding wat jou eintlik seermaak. So hierdie gedagte van nuwe lewe, wat presies beteken dit? As jy nou sê, okay Jonathan, die Here blaas nuwe lewe in hierdie situasie in en daar's nou lewe in 'n situasie wat ek gedink het hopeloos is, wat presies beteken dit? Jy sit dalk hier vir die eerste keer en jy is nog nie eens seker of jy glo nie. Jy is nie eers seker of jy heeltemal okay is met kerk nie. Jy weet net jy's hier vanaand en ek wil vir jou sê, dis nie 'n vreemde manier om te dink aan nuwe lewe nie. Want dit is 'n baie wetenskaplike manier hoe hierdie verklaar kan word en hoe ons hierdie kan verstaan oor hoe God eintlik lewe blaas in 'n situasie. So ek gaan ons vat na 'n teksgedeelte wat weer eens seker maar een van my gunsteling teksgedeeltes is. En dis in Jesegiel 37 en net so 'n klein bietjie konteks te gee voordat ons in die skrif induik. Jesegiel was 'n profeet gewees wat moes optree namens die nasies, namens die volk. So daar was nie die voorreg gewees dat almal hierdie verhouding wat ons nou op die oomblik het met die Here, mense het dit nie noodwendig so gehad nie. Daar was nie Heilige Gees wat binne elke persoon was as gevolg van Jesus wat gesterf het vir ons nie. Daar was soos een ou wat gepraat het namens God en ons het vir hom geluister want hy het geweet wat hy doen, hy het geweet wat hy sê. En ja, daar was mense wat goed gesê het wat nie heeltemal waar is nie, maar jy kon sien aan die manier hoe hierdie persone gepraat het, dat jy kon luister na wat hulle sê. En hierdie persone was gewoonlik iets wat uitsprake gemaak het van hoop. Partykeer nie eens van hoop nie, partykeer iets van luister jy, as ons nie begin gehoorsaam raak nie, gaan die Here ons straf. En die Here gaan ons in 'n plek instuur waar ons eintlik nie wil wees nie as gevolg van ons ongehoorsaamheid.
Maar Esegiel tree op en hy praat namens die Here. Waar die Here hom in 'n visioen invat, waar Israel is eintlik op 'n plek waar ons kan sê, hulle wens hulle kon goed oorgedoen het. Hulle wens eintlik hulle kon meer gehoorsaam gewees het, want die plek waar hulle nou is hulle slawe in 'n ander land. Hulle is in ballingskap weggevoer en hulle is eintlik net gehoorsaam in wat ook al iemand anders sê. En hulle het nie die vryheid om Here te aanbid en om te loof en om te prys nie. Hulle het daai vryheid weggegee deur dom keuses te maak en baie van ons sit dalk in daai selfde situasie. En Esegiel word weggevoer in 'n droom en ons sien die volgende afspeel en ons lees dit in Esegiel 37 vers 1 tot 2. Die Here het my in besit geneem, hy het my in 'n visioen ingevat, sal 'n ander skrif sê. En die gees van die Here het my weggeneem na 'n vallei vol bene. Hy het my tussen die ou droë bene wat op die valleivloer lê rondgelei. Hulle het oral op die grond gelê. Nou wat hierdie storie so ongelooflik mooi maak is die Here vat hom weg in 'n visioen en hy vat hom na 'n vallei toe. 'n Vallei was gewoonlik 'n plek waar oorlog gevoer was, waar mense bymekaar gekom het en in hierdie vallei sou mense dan mekaar doodgemaak het, maar een van die disrespekvolste maniere om iemand te hanteer of om 'n oorlog eintlik te verklaar as hierdie is nie goeie oorlog nie, is om mense net daar te gelos het en te sê maar weet jy wat, julle kry nie eens die eer om begrawe te word nie. En dan sou dit eintlik verder gaan het en die bene sou net eintlik maar begin uitkom het, die vleis afgevrot het, diere sou dit geëet het en die bene sou daar gelê het en die Here vat hom na 'n plek toe en ek love wat hy daar sê. Hy sê hy het hom rondgelei in daai teksgedeelte. Hy het eintlik vir hom 'n mooi prentjie gewys. Hy het hom nie net gesê okay, staan hier so en dan kyk en dan beweeg hy nie. Hy het hom op en af gevat en vir hom gewys presies hoe lyk hierdie situasie. En van Esegiel se oogpunt af lyk hierdie situasie heeltemal hopeloos. Heeltemal dood. Hierdie situasie lyk soos iets wat glad nie enigsins ooit weer reggemaak kan word. En dis hoe die volk van Israel voel. As hulle voel, hulle sit in 'n situasie waar die Here vir hulle iets beloof het en hulle was ongehoorsaam en hulle kan net nie uitkom waar die Here hulle gebring het om te wees nie. Maar miskien is die situasie waar jy jouself vanaand nie heeltemal dieselfde nie, jy is in 'n hopelose situasie, dalk nie eens as gevolg van jou eie doen en late nie. Iemand anders het iets gedoen en as gevolg van iemand anders se reaksie sit jy op 'n plek waar jy net voel, ek weet nie of ek kan aangaan nie. En hy's hier in hierdie vallei vol bene. En die ding van 'n been is dit vertel 'n storie. Blykbaar is hierdie geraamte se naam Frikkie. Maar hierdie is net Frikkie se been. Dankie gimnasium vir hierdie. So die ding van 'n been is, ek het so 'n klein bietjie navorsing gedoen. Elke been vertel 'n storie. So ek weet nie of jy weet daarvan nie, maar as jy 'n been vat en jy al van die selle in 'n been uit, dit hang af hoe oud die been is, maar redelik droë ou bene en ek neem aan die skrif praat daarvan dat wanneer 'n situasie regtig hopeloos lyk, wanneer dit lyk of hierdie ding glad nie enigsins lewe het nie, kan jy nog steeds 'n been se selle vat. En jy kan nog steeds uitken wie die persoon was deur grond van beenselle. Van ons DNA wat gevind kan word in beenselle. So elke storie, elke been vertel 'n storie. Elke been het getuig van iets waar iemand dalk 'n besluit gemaak het of waar iets gebeur het wat hopeloos is. En ek weet nie wat die bene in jou lewe verteenwoordig nie. Miskien verteenwoordig dit verhoudings. Miskien verteenwoordig dit 'n finansiële besluit wat jy al gemaak het. Miskien verteenwoordig dit op die oomblik jou huwelik. 'n Situasie waarin jy jouself vind waar jy voel jy kan net nie uitkom nie. En dit voel of jy na hierdie ding kyk en jy wens net iets kon verander. Iets kon gebeur. En ek is mal oor wat volgende gebeur. Want wat volgende gebeur, vertel ons eintlik 'n storie van wie God eintlik is. En as jy gesit en ooit al gewonder het, wat is die Here se hart vir elkeen van ons, kan ons dit duidelik sien in hierdie prentjie van Esegiel. Van vers 3 af, lees ons die volgende. Die Here vra toe vir Esegiel, en dit is my interessant dat die Here vir hom 'n vraag vra. Ek weet nie as dit ek was wat in 'n vallei was, of ek noodwendig 'n vraag sou gekry het nie. Ek dink ek sou gemaklik gewees het met, Here gee my nie die antwoord. As jy vir my sê, okay, wat jy moet doen is, jy moet gaan vir berading, great, sê dit vir my. As jy vir my sê, okay, luister hier so, jy moet dalk net gaan en so klein bietjie tyd gaan spandeer saam met jou vrou of saam met jou man, great, dan sal ek dit doen. Dus ek sal graag die antwoord wil hê op die droëbeen situasie. Ek sal graag die antwoord wil kry op hierdie. Maar die Here kom en hy vra 'n vraag.
En ek vra myself baie keer, hoekom vra die Here 'n vraag en gee nie die antwoord nie? En voordat ons na die teksgedeelte kyk, moet ons besef, die Here vra 'n vraag, want hy is besig om ons deur 'n proses te lei waar jy na die situasie kan kyk en besef, jy alleen kan nie hierdie situasie red nie. Jy alleen kan nie hierdie ding maak lewe nie. Jy alleen wat na hierdie situasie kyk, moet besef, geen mensekrag gaan hierdie ding kan verander nie. God alleen kan. En die rede hoekom jy die vraag vra is vir jou om 'n oomblik te skep om te besef waarmee en wat jy besig is. Ek weet nie wat jou situasie is nie, maar ek weet hoe dit voel om vasgevang te wees in 'n verslawing. Ek weet hoe dit is om vasgevang te wees, partykeer waar jy in 'n verhouding is en jy sien net nie 'n uitkomste vir jou verhouding of selfs jou huwelik nie. Glo my, ek weet hoe dit voel. Maar ek weet nie presies wat jou situasie is nie, maar die Here vra 'n vraag en hy sê die volgende vir Jesegiel, en ek love hierdie, en hy sê toe, mensekind, kan hierdie bene weer lewend word? Kan hierdie situasie weer herstel word? Kan hierdie ding wat so hopeloos is, waarna jy kyk wat net, jy kan nie uitweg sien nie, kan hierdie ding weer lewe? En ek is mal oor Jesegiel se antwoord, want 'n mens sien iets van Jesegiel wat net menslik is. Jesegiel sê nie net dadelik, nee, Here, het jy my vrou gesien? Het jy my man al beleef? Het jy gesien waarmee ek betrokke is? Weet u die besluit wat ek gemaak het? Is u bewus van die siekte waarmee ek sit? Ek weet nie. Maar ek love Jesegiel se antwoord, is ook nie die antwoord wat ons gewoonlik hoor nie. Ek dink, ongelukkig kerkmense het die gewoonte om, dink jy so, ja, natuurlik kan die Here hierdie maak werk, die oppermagtige heilige ene. As hy sê spreek, dan is daar lewe en ons sal herlewing beleef. Is ons as Christene het hierdie gewoonte aangeleer om net goed te sê wat ons nie regtig eers van oortuig is nie. Maar Jesegiel gaan nie daai roete nie. Hy sê die volgende en ek is mal oor wat hy sê. Hy sê oppermagtige Here, my groot God, U wat alleen die krag besit om hierdie situasie wat hopeloos is aan te spreek. Oppermagtige Here, U alleen ken die antwoord, het ek gesê. U alleen weet. Ek is eerlik, as ek na hierdie situasie kyk, ek is nie heeltemal seker nie. En ek gaan nie myself flous deur te sê, ek uit my eie krag uit gaan hierdie kan maak werk nie. Ek is net nie seker, maar ek weet, soos ek na hierdie situasie kyk, daar is een. Daar is iemand. Dis net, en ek weet, U alleen weet. So die vraag dan is, hoe presies kry mens reg om lewe in 'n dooie situasie te kry? Wanneer iets heeltemal hopeloos is, wanneer iets glad nie meer kan of verder wil nie, jy sien nie meer kans nie. Hoe presies kry mense dit reg? En ons sien die volgende waar die Here reageer. Hy sê toe vir hom, profeteer vir hierdie bene en sê, droë bene, luister na die woord van die Here. So sê die oppermagtige Here, kyk, ek gaan in julle blaas. Ek is die een wat lewe gee, van Genesis af al, van die begin af. Toe ek geblaas het, toe my asem ruach uitgekom het, toe was daar lewe. En julle sal weer lewend maak. Ek sit vleis en spiere om julle en maak julle toe met vel. Ek sit asem in julle en julle sal lewend word. Dan sal julle besef dat ek Here is. En toe ek hierdie teksgedeelte lees, vir een of ander rede het daai woord vir my besef so uitgestaan. En baie keer dan kyk ons na 'n situasie en ons besef, dis net die Here wat hierdie kan regmaak, maar ons moet ook besef dat God alleen hierdie kan regkry. En is wanneer hy die wonderbare doen, wanneer hy geregtig laat geskied en hy iets wat dood is weer lewend maak, dan moet ek en jy op 'n plek kom ons net weer eens besef. Net God kan. En ek het so klein bietjie navorsing gaan doen om te kyk, maar presies wat beteken hierdie om te sê, maar spreek lewe in 'n situasie, praat oor hierdie bene, want Here gee opdrag en sê vir my, Jesegiel, weet jy hoe gaan hierdie ding weer lewend word? Praat lewe in hierdie situasie in.
praat my woord oor hierdie. En jy sal sien wat gebeur. En daar was navorsing wat gedoen het, wat 'n dokter gedoen het, dokter Emoto, en hy het eintlik hierdie navorsing gedoen waar dit was eintlik 'n baie interessante studie gedoen, waar 'n dokter gegaan het en hy het watermolekules gevat, en hy het ingezoom op die watermolekules, en jy kan sien hoe 'n watermolekuule gevorm word deur die kristalle wat hy afskei. En wanneer jy kyk na die kristalle van die watermolekuule, moet jy besef dat elkeen is nie dieselfde nie. Elkeen word gevorm deur sy omstandighede en word gevorm deur die manier hoe dit vloei, waardeur dit vloei. So natuurlik as jy na die Vaalrivier se water kyk, die molekules gaan bietjie shaky lyk. Die kristalle gaan ook nie heeltemal reg lyk nie. Maar as jy so klein bietjie na water gaan kyk wat uit 'n spruit uitkom, jy gaan duideliker kan sien dat hierdie water baie skoon is, dat hierdie water baie gesond is. En hy gaan toe en eksperimenteer en hy vat toe gesonde, goeie water wat uit 'n spruit uitkom, en wat hy toe gaan doen het is, hy het die twee gaan neersit. Ek weet nie waar hy die idee gekry het nie. Miskien het iemand vir hom gesê, luister hierso, jy kan lewe in 'n situasie en praat en dink ek, kos toets hierdie. En hy het toe gegaan en woorde gaan uitspreek, terwyl daai water net voor hom gestaan het, oor en oor en oor. En navorsing wys dat wragtig, die watermolekules se kristalle het anders begin lyk. En ek weet nie of dit toevallig is nie, dis nou maar net een van daai, maar 70% van mense is uit water uitgemaak. En ons dink baie keer dat die situasie waar ons self vind, is ons nie besig om onsself enigstens guns te doen deur te sê, dit sal nooit weer okay wees nie. Maar jy wil ek sal nooit weer werk nie. Dit wat gedoen is kan nooit vergeef word nie. Ek sal nooit uit hierdie situasie uit kan kom nie. So ons is nie besig om onsself 'n guns te doen deur woorde uit te spreek wat nie besig is om lewe te bring na die situasie toe. En hoor my asseblief mooi. Dit help ook nie ons wil lewe in 'n situasie en praat waar ons dalk 'n huwelik wil terug hê wat nie goed was nie. Jy sê nou Jonathan, 'n huwelik wat nie goed is nie, is die Bybel nie teen egskeiding. Wel, wanneer daar geslaan word, dink ek nie dis 'n goeie ding nie. Wanneer daar egbreek gepleeg word, dink ek daar's grond vir dit. Maar dit beteken nog steeds nie dis verby nie. Dit beteken nog steeds nie dis een kant toe geskraap nie. Is daar's gronde natuurlik. Maar ons moet ook besef dat die Here wil 'n lyn trek en vir ons sê, maar luister hierso, enige situasie wat vir jou dood lyk of daar niks meer lewe is nie, daar is 'n manier hoe jy lewe weer in hierdie in kan kry. En as ek en jy nie deur die proses gaan om gehoorsaam te wees in hierdie nie, mag ons dalk iets mis van God se hand. En jy kan weghardloop soos ek al baie keer gevoel het. Maar ek kan jou waarborg, as jy weghardloop, gaan hierdie ding jou volg iewers. En jy gaan weer iewers gekonfronteer word met hierdie. So hoe presies kan ons dit reg? Ons kyk na 3 praktiese maniere uit Jesegiel uit, waar hy sê, maar praat lewe oor hierdie situasie. En die eerste ding wat ons moet besef is, lewe en dood lê in jou tong, en ons sien hoe Spreuke daarvan praat in Spreuke 19 vers 21. Die tong het mag oor dood en oor lewe. Hulle wat lief is om te praat, moet saamleef met die gevolge van hulle woorde. Die Here sê, as daar 'n dooie situasie in jou lewe is, een ding wat jy moet besef, dit help nie jy gaan praat om meer dood nie. Dit help nie jy raak meer negatief oor hierdie situasie nie. En weer eens, ek praat nie van 'n situasie wat nie binne God se wil is nie. Ek praat hier juis van daai situasie wat jy geglo het, die is God se plan. Die is waar hy my wil gebruik. Die is wat hy wil doen. Hierdie is ongelukkig die nagevolge van my besluit, en ek wil die Here moet asseblief iets kom doen aan hierdie. Die Here sê, maar wanneer die situasie so hopeloos lyk, dit help nie ek en jy praat dood oor dit nie. Dit help ek en jy vat die reg om te sê, okay, maar hierdie gaan nooit weer bestaan nie. Is ons het die voorreg dat dieselfde asem wat God lewe in ons ingeblaas het, dat ons met daai selfde asem elke dag kan praat. En wat ek en jy doen daarmee is ongelooflik belangrik. Ek dink te veel is ons te gemaklik om goed dood te praat. En ek dink iets waaraan ek baie skuldig is en iets waaraan ons baie skuldig is as daar situasies wat afgespeel het, sal ons verder gaan na die situasie doodpraat en eintlik maar met iemand anders gaan praat en sê, ja, dis hoe dit uitgespeel en dis hoe dit gewerk het. Ons is nie besig om hierdie situasie of hierdie dinge guns te doen nie. Ons is besig om te skinder en die ding dood te maak. Nog verder. En ons besef nie eers die skade van ons woorde nie. Daarom, wanneer jy in 'n situasie is waar jy besig is om konflik te hanteer, wees baie versigtig oor hoe jy oor jou man of oor jou vrou praat. Wees baie versigtig oor konflik wat jy tussen 'n vriende hanteer, hoe jy daaroor praat.
Want jy stadig maar seker besig om lewe of dood in 'n situasie in te praat. Is dieselfde so as jy dalk struggle en die ding wat vir jou hopeloos voel is 'n verslawing. Ek hoop jy besef die manier hoe jy daaroor praat gaan bepaal hoe ek en jy daaroor gaan begin dink. En jy gaan nie daai situasie kan wen as jy elke keer negatief oor die ding praat nie. Lewe en dood lê in die mag van die tong. En Here gee die uitnodiging om te sê maar vat verantwoordelikheid vir dit. Dit is baie lekker om te praat en te sê ja, die Here kan alles kom regmaak en vleis en bene en asem. Maar ons het 'n verantwoordelikheid om lewe in die situasie in te praat. Die tweede ding wat ek en jy kan doen is om te besef dat God het beloftes vir elkeen van ons gegee. En met God se beloftes, wanneer ons dit herhaal, is ons besig om onsself te herprogrammeer, die manier hoe ons dink daaroor. Nou hierdie is 'n oefening wat regtig baie na my hart is. Iets wat ek regtig al probeer toepas vandat ek jonk is. Ons het 'n ou gehad wat ons mental coach was toe ons rugby gespeel het en hy het eintlik maar gepraat oor meer as wat lewe is en kyk as jy 'n tiener is rugby lewe. Jy dink dis al wat gaan gebeur en as jy nie rugby speel nie is lewe verby. En tot my groot verbasing is my lewe nie verby nie en ek is so dankbaar daarvoor. Maar hy het altyd gepraat oor wie wil jy wees oor 5 jaar van nou af? En hy het altyd gepraat oor as jy jouself vind in 'n situasie, wat is die beloftes waaraan jy vashou wanneer jy nie meer weet wie jy is nie? En toe ek daai begin besef het en begin lewe inpraat het in 'n situasie en toe begin ek besef maar God het ons geseën deur vir ons die verantwoordelikheid te gee. Sy woord is daar. Sy woord is vir elkeen van ons beskikbaar, maar gebruik ons dit. En daarom het ons besluit om 'n PDF vorm en die uitnodiging is nou daar, ek sou herinner in die einde, sodat jy nou hoef enigstens te skarrel nie, maar reg voor jou is daar QR-kode, wat jou vat na Linktree toe en daar het ons beloftes neergesit, wat jy elke dag kan herhaal. So ek wil net hê jy moet hierdie opvat as 'n challenge. So weer eens, jy hoef nie eens te glo om hierdie te doen nie. Jy hoef nie eens oortuig daarvan te wees dat Jesus die redder van die wêreld is, alhoewel hy is nie. Jy kan net hierdie vat as 'n uitdaging. As jy vir 21 dae, en ek waarborg jy, ek sal genuine enigiets op hierdie bed. As jy vir 21 dae hierdie beloftes gaan herhaal, elke dag, vir jouself kyk, en ons 10 beloftes, en dit gaan herhaal, kan ek jou waarborg, die situasie wat jy gedink het, dood is. Wat jy gedink het, daar is net nie meer hoop nie. Gaan God vir jou wys, ek het vir jou hoop. Dis dalk nie die uitkomste wat jy gedink het dit gaan wees nie, maar ek kan jou waarborg. Jy gaan begin sien hoe die Here werk in jou lewe. En dis een van my grootste goed waarmee ek myself deeltyd challenges. Wanneer ek 'n boodskap deel, wil ek nie net op 'n plek kom waar jy beter voel of geïnspireerd voel of gemotiveerd voel nie. Ek wil genuine jy moet iets gaan doen. So ek wil amper die hele boodskap vir jou afsluit deur vir jou te sê, as jy hierdie nie doen nie, gaan hierdie boodskap vir jou nie regtig iets beteken nie. As jy nie die verantwoordelikheid vat oor jou tong en sê, maar ek kan nie net praat soos wat ek wil nie, gaan hierdie boodskap nie werk nie. As jy nie gaan en die beloftes herhaal waar ek praat nie, kan jy nou maar net vir jouself sê, dit was 'n oulike aand gewees en dit was seker maar okay. Ek weet nie of dit goed was noodwendig nie. As jy nie gaan en die volgende punt wat vir my ook genuine baie na my hart is, gaan toepas nie, asseblief besef vanaand, dat jy's net besig om hier te sit en jy's eintlik net besig om te luister. Die Here wil nie jy moet net luister nie, hy wil jou skuif. Hy wil lewe blaas in jou situasie, maar ons moet die verantwoordelikheid vat, soos Jesaja om te sê, maar begin praat. Dink het gou hoe dom as jy begin voel, as jy Jesaja was. Praat oor hierdie dooie bene. Wat sê jy? En dan is die Here maar profeteer net. En die bene sal begin leef. Dan dink jy by jouself, okay, is reg. As jy dit nie gaan doen nie, gaan dit genuine nie die uitkomste kry wat jy gedink het dit gaan wees nie. En weer eens, beteken nie uitkomste gaan presies uitspeel soos wat jy gedink het dit gaan nie. Maar jy gaan begin sien hoe die Here lewe in 'n situasie inblaas wat vir jou dood is. En dan die derde een wat vir my so na my hart is waar ek gepraat het is bid met 'n verwagting. Ek dink as gelowiges het ons baie die mentaliteit baie keer aangeneem om te sê maar okay, ek gaan net bid en ek gaan net vir die Here sê dankie vir alles en ek is okay daarmee met wat ook al gebeur. Een van my mentors wat 'n kerkie daar in Helspruit, hy was baie erg daarop om te sê maar jy moet met 'n verwagting begin bid.
En die rede hoekom ons met 'n verwagting moet begin bid, is ons moet begin besef, ons praat met die God van die heelal. Hierdie is die God wat die sterre in lewe ingeblaas het. Hierdie is die een wat geskep het. Hierdie is die een wat alles weet van alles af. Hierdie is nie iemand kleins nie. En as jy gaan begin bid met 'n verwagting, is dit eintlik 'n plek waar God sê, maar begin my vertrou. Is dit wat jy gedink het nie lewe kan kry nie? Ek sal vir dit lewe gee en ek sal vir jou wys ek kan dit doen. Maar wanneer jy bid met 'n verwagting, gaan die uitdaging altyd wees, mag dit God se wil wees. Wat ook al die situasie is, wat ook al die uitdaging is waarmee jy sit, mag dit God se wil wees. Ek is mal daaroor in 1 Johannes 14 skryf Johannes en hy praat eintlik presies oor hierdie gedeelte rondom bid met 'n verwagting. Ons kan heeltemal vry en vol selfvertroue met God praat. Immers as een van ons vir God iets volgens sy wil vra, kan ons maar weet, hy luister. Wel een ding is seker, dit is so goed of ons het wat ons vir God vra. Met soveel sekerheid praat Johannes oor hierdie. En hy sê, een ding kan jy verseker weet, as jy vra vir God se wil, en jy kan met 'n verwagting begin bid, jy kan met 'n verwagting met lewe in hierdie situasie inpraat, kan jy weet, hy sal teerkom want hy's God. Die groot vraag waarmee elkeen van ons sit is wat jy lewe nodig? In watse situasie in jou lewe is dit so klein bietjie dood en jy het nodig dat God moet blaas? Is dit 'n verhouding waarin jy is? Is dit jou huwelik? Is dit vriende? Is dit ook die werk? Wat jy dalk nie ingetree het en jy het gedink hierdie is uiteindelik die werk wat ek gedink het ek moet hê. En jy weet net nie meer nie. Jy is nie seker nie. Miskien staan jy aan die ander kant en jy besef hierdie werk gaan nie meer lank hou nie. Here, ek het nodig dat U moet blaas. So waar presies het jy dit nodig? En my uitdaging aan jou, asseblief hoor my mooi. Reageer. As jou tong het die mag oor lewe en dood. Moenie 'n situasie wat klaar dood is meer doodmaak nie. Vra vir die Here se wil. Vra dat hy moet opdaag en hy sal. So ons vanaand gaan afsluit, ons gaan net 'n oomblik skep waar ek net vir ons 'n gebed gaan doen en dan gaan ek ons weer net herinner om reg voor ons die QR-kode te scan en regtig te gaan en hierdie toe te gaan pas in jou lewe. Maar voor ons daarmee begin, kom ons sluit ons oor en bid ek vir ons saam. Hemelse Vader, dankie dat ons hierdie oomblik net kan vat om stil te raak vir U. Jare het so vinnig al verbygevlieg en vir van ons is daar klaar dimensies in ons lewe wat ons voel is net so dood. En ons het nodig dit. Terwyl ons na hierdie situasie kyk en besef, daar is niks wat gedoen kan word behalwe U nie. Dis net U wat hierdie ding kan weer laat begin leef. Here, bid ek so. Dat ons sal begin die verantwoordelikheid vat om te sê, maar Here, doen U wil. Ons vertrou U, Here, ons vertrou U vir herlewing, ons vertrou U vir nuwe energie, ons vertrou U vir krag in hierdie situasie wat ons so nodig het. Vader, ek bid dat U saam met ons sal wees. Dat ons van vandag af vorentoe onsself gaan vernuwe met U woord, deur onsself te herinner dat U het vir ons beloftes gegee, waar ons onsself kan herinner. Waar U klaar besig is om lewe in te spreek, waar U klaar besig is om iets te verander, ons moet dit net sien. En Here, ons vertrou U vir dit. Ons sê vir U dankie, Here. In Jesus naam. Amen. So ek wil jou regtig uitnooi om te gaan hierdie week en gaan pas hierdie goed toe. Besef dat jy lewe in 'n situasie kan inpraat en die Here het jou geseën met die voorreg om lewe in 'n situasie in te kan praat. En reg voor jou is daar 'n QR-kode aan die linkerkant. Want jy kan gaan en Linktree en jy sal sien is heel bo. En wat vir my nogals oulik is as jy in die heel regter kolom waar die teksgedeelte is, as jy op hom druk en jy het die YouVersion Bible app,
dan kan jy direk na die teksgedeelte toe gaan waar die Here praat, sodat as jy dit lees, dit nie net iets is wat uit konteks uitgehaal is nie, dat dit 'n belofte is wat jy kan vashou en jy kan seker wees van dit wat die Here sê. En dan wil ek jou asseblief vra, gaan hierdie week en bid met 'n verwagting, dat die Here gaan opdaag. En hy gaan die ding wat droog is, wat in sy wil, hy weer wil laat lewe, sal laat lewe. Mag jy 'n ongelooflike geseënde week hê. En as jy gebed nodig het, wil ek jou asseblief vra, kom sit asseblief voor, ons wil graag saam met jou bid. En dan hoop ek regtig dat jy 'n geseënde week sal verder hê. Sien jou volgende week, goed gaan. Totsiens.